Nou vriende, dis andermaal weer 'n voorreg om saam met u te kan wees so rondom die woord van die Here. Altyd 'n voorreg om die woord van die Here te kan oopmaak, daardie te kan lees, onderrigting te ontvang. Wat 'n voorreg om te weet dat God se woord is die lig vir ons pad. Dit is die lamp vir ons voet en dat die opening van die Here se woord gee vir ons wysheid. Die Bybel sê dit maak die eenvoudiges verstandig en dis noodsaaklik vriende dat ons gereeld ons hart voor die Here sal ondersoek en vir die Here sal sê, Here, gee my 'n leergierige gees. Ja, gee my 'n hart, Here, wat wil leer, wat wil verstaan en dan 'n wil wat wil doen, dit wat u van my vra. Want u sien, die Bybel leer vir ons baie duidelik, vriende, dat ons wil voor ons wedergeboorte gebonde is aan die sonde en na wedergeboorte begin die Here ons wil al hoe meer verander om te doen soos hy wil hê ons moet doen. Dis 'n proses wat sal aangaan van die dag van ons redding tot en met ons dood, maar ons dank die Here vir sy gees wat hy ons gegee, die gees van die waarheid, wat ons ook sal lei in die volle waarheid. Nou vanmôre gaan ons by ons 12de deel stil staan in hierdie reeks, die ware betekenis van Pinkster. U sal onthou dat van die boodskappe was waarskuwend van aard gewees, waar ons u gewaarsku het oor die verkeerde tendens van ons tyd, waar mense sekere dinge doen, sekere dinge sê, van die Heilige Gees iets maak wat hy nie is nie. Baie praat van hom as 'n hemelse krag en energie, terwyl die Bybel vir ons leer, hy is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, en ek glo dat u al baie geleer het uit die reeks, en dat die Here ook vir u deur sy woord en deur sy gees opbou tot daardie volle mate van grootte in die Here Jesus Christus self. Nou vriende, ons het al reeds gekyk na 'n klompie boodskappe en die laaste wat ons by stil gestaan het is dat as die Heilige Gees kom, sal hy ons oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis baie belangrik dat ons dit sal sien, dat die Heilige Gees sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Maar Johannes 16 vers 13 en 14 sê ook vir ons, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nou, in my studie het ek hierdie baie interessante ding opgetel, vriende, dat die Here ook met sy kinders op 'n baie besondere manier werk, deur die werking van sy Heilige Gees. Vers 8 het vir ons baie duidelik geleer, dat die Here sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, maar hy sal sy kinders lei in die waarheid. Kan jy agterkom? Daar is 'n klemverskywing wat plaasvind. Die wêreld, die engel sê, he will reprove the world of sin. En dan sê hy vir ons, the spirit of truth will guide the children of God into all truth. Dis baie mooi vir my. Die een plek sal die Here deur sy gees die wêreld oortuig, met ander woorde die gedagte dat die Here vir hulle sal wys, luister, julle is verlore, julle is op pad hel toe, julle is onder my oordeel, maar die engel sê, die King James, that he will guide us into all truth. Nou as ons net dink aan 'n gids, wat doen 'n gids, vriende? Hy lei jou, as jy daar in Jerusalem aankom, of jy kom op 'n vreemde plek aan en jy het 'n toergids aangestel, dan vat die toergids jou na al die belangrike plekke in die bepaalde stad of dorp of land wat jy jouself in bevind. En dis presies wat die Here ook doen, deur sy gees. Hy lei ons in die volle waarheid. Nou, die vraag kan miskien wees nou, hoe lei die Here ons in die volle waarheid en wat presies beteken dit? En kom ek probeer vanmôre vir u verduidelik. As ons klare kinders van die Here is, as die Here ons oortuig het van sonde, geregtigheid en oordeel, ons het deur die geloof gered geword, dan word ons kinders van die Here, vriende, en by wedergeboorte ontvang ons die Heilige Gees in sy volheid. Nou die Heilige Gees begin met 'n lewenslange proses van heiligmaking. Wat beteken dit? Heiligmaking is om my te verander na die beeld van ons Here Jesus, om my heilig te maak, om my meer te maak soos die Here Jesus Christus self. Die manier waarop die Here dit doen, is deur sy gees en deur my gedurende blootstelling aan die waarhede soos vervat in God se woord. Baie kerke leer en getuig en baie mense sê dat die Gees heilig ons en hy doen dit op baie vreemde maniere. Hy praat in my oor, hy sê vir my sekere dinge, ek kry 'n gevoel in my hart, iemand kom gee 'n woord van God vir my. Ek wil vir u sê, vergeet van al hierdie sogenaamde veeverhale wat mense jou vertel. Ek wil vir u sê, die Heilige Gees wat in ons harte kom woning maak het, gebruik die woord van God wat hy geïnspireer het, om ons te heilig sodat ons meer kan word soos Jesus. Hy lei ons in die volle waarheid. Dis nie
mog getroffe gedagte nie. Dis nie relatiewe waarhede nie, maar absolute waarhede. Die waarheid van God se woord. Vriende, as ons weergebore is, weet ons nou, ons is in Christus vry van die straf van sonde en die oordeel van God. Tog besef ons dat ons nie sondeloos volmaak is nie en nodig het om blywend verander te word na die beeld van Jesus, en die Heilige Gees gebruik die woord, en ek gaan vir u dit nou dan ook uit die skrif verduidelik. Johannes 8:32 praat die Here met sy disippels en hy sê vir hulle, en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. In Johannes 17 vers 17 kom die Here en hy sê in sy hoëpriesterlike gebed, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. So die Here sê, julle sal die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak. Nou waarheid, vriende, verander nie heeltyd nie. 'n Ding kan nie vandag waar wees en môre is dit 'n leuen nie. So God se woord is die absolute waarheid, dis nie die woord van 'n mens nie. God het wel mense geïnspireer om sy woord te skryf, maar dis die woord van God. En daarom, vriende, sê die Here ook, dat die waarheid sal ons vrymaak, en later gee hy vir ons 'n beter verduideliking, as hy sê die woord is die waarheid. Nou ons het al 66 kanonieke boeke, 39 in die Ou Testament, 27 in die Nuwe Testament, en hierdie wonderlike woord noem ons die kanon, of die volle geïnspireerde woord van God. En God gebruik dit deur sy Heilige Gees, wat die woord geïnspireer het, om ons te heilig in die waarheid van die woord. Nou vriende, hoe meer ek God se woord lees, hoe meer ek God se woord hoor en bepeins, hoe meer sal ek die sonde in my lewe raak sien, hoe meer sal ek die tekortkominge raak sien, hoe meer sal ek die nalaatsonde raak sien, die dinge wat ek moet doen, wat ek nie doen nie, en deur dit kom daar groei in my lewe, en word ek meer en meer verander soos die Here Jesus Christus. So wanneer die Heilige Gees kom, wat sal hy doen? Die Heilige Gees will guide us into the truth. Hy sal as 'n gids optree om ons te lei in die waarheid. Hy sal as 'n gids optree om ons na die regte plekke te vat in ons lewe. Wat bedoel ek daarby? Dat ek sal sien dat dit wat ek nou wil doen is sondig. God se woord waarsku my teen dit. Hierdie plek wat ek nou wil besoek, hierdie persoon met wie ek nou deel, hierdie ding waarna ek nou kyk, hierdie gedagte wat ek nou bedink, is lynreg teenoor God se woord. Die gids wat God ons gegee het, sy Gees deur die woord, gee vir ons rooi ligte in ons hart wat afgaan, en die Here kom leer ons, my kind, as jy wil heilig lewe, kan jy net heilig lewe as jy leef volgens die waarheid van my woord. Daarom sê Psalm 100 of Psalm 19 vers 9, die bevele van die Here is reg, hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. So pragtig as ons lees wat sê die woord vir ons. Psalm 119 vers 102, ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. God se verordeninge leer ons wat om te doen en wat om nie te doen nie. Vers 103, hoe soet is u beloftes vir my verhemelte, meer as heuning vir my mond. Hoe meer ek God se woord lees, hoe meer verstaan ek, hoe meer sien ek myself in die lig van God se heiligheid, hoe meer sien ek sy liefde, sy vergifnis, sy Gees wat my lei, en ek sê, Here, dis my soeter as heuning vir my mond. Vers 104, uit u bevele kry ek verstand. Daarom haat ek elke leenpad. U sien, wanneer die Heilige Gees deur die woord my kom lei, as 'n gids optree om deur die woord vir my rigting te gee, koers te gee, die rigting aan te wys, sê die Bybel, die woord wat hy gebruik gee my verstand. Ek begin dink vir myself. Ek begin dinge opweeg. Ek begin dinge beter verstaan. En die Bybel sê, hoe meer ek deur die Gees van God, vanuit die woord van God gelei word, des te meer haat ek elke leenpad. 'n Kind van die Here, soos hy groei in die woord van die Here, sal elke leenpad haat. En dan vers 105, u woord is 'n lamp vir my voet en is 'n lig vir my pad. Nou baie interessant, in die oorspronklike taal is hierdie nie 'n groot lig wat ver op my pad skyn nie, maar is letterlik daardie olielampie wat hulle gebruik het om die volgende tree op my pad vir my te verlig. God se woord is so om elke dag die volgende tree in my lewe te verlig, sodat ek kan sien wat God van my vra om te doen wat hom welbehaaglik is. Spreuke 6 vers 23 sê, want die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe. Dis wat die Gees gebruik, vriende.
As die Bybel vir ons kom leer dat die Heilige Gees lei die kind van God in die waarheid, dan beteken dit ons is klaar weergebore en nou tree die Heilige Gees op as gids en hy gebruik die woord om my dan te lei in die waarheid, sodat ek kan sien wat is reg en verkeerd en kan doen wat God welbehaaglik is. Ons lees daar in Efesiërs 1 vers 15 en ek sluit af daarmee. Die apostel Paulus sê, daarom vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping, en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Het u gelees? Aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee, sodat ons verligte oë van die verstand mag hê, sodat ons kan weet wat die hoop van ons roeping is. Ek pleit by u dat u sal sien, as ons God se gees het, dan beteken dit nie dat snaakse goed met ons sal gebeur nie, maar juist dat ons verstand nou aktief in die waarheid van die woord geanker sal wees, sodat ons kan weet hoe ons moet lewe, ter midde van 'n krom en verdraaide geslag, sodat ons kan wees skynende ligte in hierdie donker wêreld, wat ons Vader verheerlik, sodat eer op sy naam gebring kan word. Mag die Here ons wysheid gee en insig, mag hy vir u ryklik seën in hierdie studie, en ons gaan aan môre kyk as die Here ons spaar, na die Heilige Gees leer ons alles wat Jesus ons geleer het. Mooi dag vir u verder, tada.